Goeiedag. Nou die dag ry ek en sis saam op ons roete. En sy is so gespanne oor 'n klomp goed. Ag, daar's baie goed wat wag. Daar's onsekerhede oor wat wag in die toekoms, wat hou volgende jaar in, wat gebeur met planne wat sy maak. En op 'n stadium sê ek vir haar, "Ai, my sis, weet jy wat? Miskien moet jy net ontspan en fokus op dit wat nou op jou bord is. Jy's nou besig met toetse. Fokus op hulle, doen jou beste daarin." En sy kyk my so en sê, "Ag, mamma, hoe kan mens nou vir 'n broodrooster sê om nie te spring nie?" En so 'n stukkie begrip daal neer. Van weet jy wat, dis maklik om te sê, moenie daaraan dink nie, moenie daaroor bekommerd wees nie. Maar dit is baie moeilik om jou kop daar uit te kry. So die beste raad wat ek vir haar kon gee, miskien vir myself en vir jou ook in hierdie situasie, is, jy gaan nie die broodrooster laat kry om nie te spring nie. Goed, maar weet jy wat? Die broodrooster het 'n knoppie of 'n verstelling, waar jy kan kies of jy pikswart broodjies kry, en of jy hom net ligter draai, na ligte brein toe, of heeltemal net na effens uitgedroog en gerooster. Ja, en partykeer gaan ek hom probeer afdraai, en as ek weer sien het hy selfs teruggespring na pikswart toe. Dan is dit ook reg so. Maar gun jouself om jou vertroue in die Here te plaas, want weet jy, wat dit ook al is wat jou broodrooster is, wat jou laat spring, of dit finansies is, verhoudings, uitdagings wat vir jou wag, groot projekte, maak nie saak wat nie. Die Here is reeds daar. Hy sê in sy woord, hy het reeds vir jou die pad berei. Hy het reeds die uitkoms gegee, hy het reeds die geveg vir jou beklei, terwyl jy nou nog hier staan en staar na swart gebrande brood. So ou sis, ou boet, gaan jouself die kans om net asem te haal en te sê, Here, ek vertrou dat U weet waarin ek op pad is, en alhoewel ek nie heeltemal kan ignoreer dat daar uitdagings en spanning is nie, mag ek myself gun om daai knoppie so 'n bietjie ligter te draai. Mooi bly.